Ons Hemelvader, aan U kom toe lof en eer en heerlikheid. U, die Skepper God wat die heelal in U hand onderhou. U die God wat spreek en uit niks uit ontstaan. U wat, soos U woord ons leer, asemhaal en die sterre kom uit U mond uit. Wat is ons dat U aan ons dink? En dan sien ons dat ons so belangrik is, dat U intiem betrokke raak by ons lewens, dat U nabykom, dat U deel word van dit wat ons op hierdie aarde beleef en deurgaan, en dat U ons vriend word. Wat 'n God! Aan U wil ons lof bring. Dankie dat ons aan U lof kon toesing, dat ons hart voor U kon oopmaak in gebed. En Here, waar ons nou die spesiale geleentheid gaan hê om 'n klein kindjie aan U toe te vertrou en daarna na die prediking van die evangelie te luister, vra ons dat U ons asseblief ook daarmee sal seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag vra dat Jasper en Inge Grobler met klein Lisa vorentoe kom asseblief. Kerkfamilie van Magaliesig, baie dankie vir die vergunning en die geleentheid om hierdie pragtige klein ding aan die Here toe te wy. Kom staan net hierso. Nou, dis 'n baie besondere geleentheid en vir my en Bets 'n nog groter eer omdat ons lewenslange vriende is met Ellen en SP. En ons het mekaar se kinders deur die jare sien groot word. En dan is daar ook natuurlik ander familie vandag hier. Sis is hierso. Ons is bly dat Brigitte hier is, Chris haar man, klein Jean-André en Menay, en dan ook vir ouma Grootjie, Tannie van Hursten. Baie bly dat Tannie ook saam met ons is vandag. En dat u ook kan deel in die vreugde van hierdie oomblik. Ek wil graag aan julle 'n stukkie deel uit die geskrifte van die apostel Paulus. En die teks vir ons oorweging vanmôre kom uit Efesiërs 5 vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Ek wil hê dat ons moet kyk veral na vers 1. Wees navolgers dan van God soos geliefde kinders. Nou voordat Paulus eintlik navolging aanbeveel, verklaar hy eintlik eers identiteit. Hy sê nie volg God na sodat jy geliefd kan word nie. Hy sê nee. Volg God as gevolg van die liefde wat alreeds syne is. En ons ervaar hierdie wonderlike liefde van God. Nie dat ons dit verdien nie, maar omdat ons dit alreeds ontvang het. So hierdie ou pragtige klein dingetjie is 'n geskenk van die Here en sy word toevertrou aan julle. Ouers, julle eerste roeping is eintlik nie prestasiebestuur nie, maar identiteitsvorming. Wees dan nabootsers, navolgers van God. En weet jy, en julle het dit al seker besef, dat klein goed hou ons dop. Hulle kyk presies wat ons doen. Hulle hoor ons praat, hulle kyk hoe ons ander behandel, hulle kyk hoe ons konflik hanteer, hoe ons bid. Jasper en Inge, julle gaan die eerste Bybel wees wat klein Lisa gaan lees. En sy gaan julle dophou. En mag dit wees dat sy in julle huis vergifnis en aksie sal sien, gebed as 'n leefstyl, integriteit in lewensoptrede sal sien en ervaar, en ook die liefde van geduld sal sien en ervaar in haar huis. Ja, dat julle ook geloof tentoon sal stel, al gaan dit baie keer moeilik, al gaan dit baie keer uitdagend. Ja, julle voorbeeld gaan 'n groter impak hê op haar lewe, as enige lesing, enige opvoeding, enige iets wat enige iemand kan leer. Dan wil ek ook net sê dat Efesiërs 5 vers 1 en 2 is eintlik vir ons 'n opdrag. En die opdrag is julle aan ouers om God na te boots. En daarom bring ons Lisa vandag
En ons bid dat sy deur die voorbeeld wat sy in julle sien, hoe julle God modelleer in julle lewens, dat sy ook eendag die opregte wens sal hê om Jesus te volg. Dat haar hartjie ontvangbaar sal wees en dat haar karakter sal vorm soos sy beeld en dat sy in die weë van die Here sal groot word en wandel en dat sy eendag self, wanneer sy kan besluit, sal kies om Jesus te volg. Julle kan nie elke besluit van julle kind beheer nie, maar julle kan die omgewing waarin sy groei en ontwikkel, kan julle vorm. Julle roeping is nie vandag om perfekte ouers te wees nie, maar eerder om die Here in getrouheid na te volg. En daarom ook die uitdaging vanmôre aan u as kerkfamilie, om hierdie ouers in die Here te bemoedig, om godsvrug te modelleer en te wys in julle gedrag, en om 'n kerkomgewing te skep waar daar geloof en kennis en 'n vertroue in Jesus kan floreer. Mag dit so wees. Dit verg 'n groot geestelike familie om 'n kind groot te maak. Jasper en Inge, mag julle huis 'n plek wees waar God gesien, geken en gevolg kan word. En mag dit so wees dat die Here sy hand sal hou oor klein Lisa en dat sy seun sal ontvang. Ek wil vra dat Ellen en SP na vore kom terwyl ons hierdie toewydingsgebed gaan doen en dan kan ek vra dat u net met geboë hoofde sal sit terwyl ons die Here se seënbede vra. Kom staan net hier. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, U is die bron van liefde. U gee aan ons wonderlike gawes. Dankie vir hierdie pragtige klein ding wat U aan Jasper en Inge gegee het. Dankie vir ouers wat Godvreesend is en wie daar 'n begeerte is om Jesus na te volg. Here, mag ons nabootsers wees van Jesus en mag sy beeld onwillekeurig in ons begin verskyn, sodat daardie liefde gemodelleer kan word in ons gedrag en optrede. Ek bid in besonder vir hierdie huisgesin, vir Jasper, bid vir standvastigheid in die Here. Dankie dat hy die vaderhoof is. Seën hom asseblief, Here. Ek bid vir Inge, die moeder. Ek bid vir teerheid en vir geduld en genade. Dankie, Here, dat ons hier 2 jong mense het wat aan U toegewy is. Dankie vir hierdie pragtige klein ding wat U gegee het. Here, nou terwyl ek my hand op haar sit, wil ek vra dat U deur U Gees in 'n baie besondere manier in haar lewe betrokke sal raak. Dat hy haar sal behoed en bewaar van kwaad en gevaar. Dat hy haar voetstappies sal rig. Dat sy haar lewe aan U sal wy en dat sy uiteindelik eendag saam met haar mammie en pappie en al die geliefdes, almal hier, U koninkryk sal beerwe. Ons dra haar nou aan U op, met danksegging in ons harte, in Jesus naam. Amen. Amen. Is dit nie 'n pragtige geleentheid waarin ons kan deel hê as kinders van die Here nie? Wanneer kindertjies aan hom toegewy word. Leraar Dion, baie dankie vir die besielende inseëning. Ek dink die les daaruit is nie net vir jong en nuwe ouers nie, maar vir almal van ons wat eers 'n invloed op 'n kindjie se lewe het. Baie dankie. Kom ons sluit net ons oë kortliks. Here Jesus, ons gaan U woord nou oopmaak. Die woord wat U vir ons gegee het om U te ken. Here, partykeer wanneer ons lees daaruit, leer ons iets van onsself ken. En ons vra dat U hierdie oomblikke saam in U woord sal seën en dat U verhoog en verheerlik sal word en dat wanneer ons hieruit stap, ons sal sê ons het vandag vir Jesus gesien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 4. 4 is 'n verwoestende mag. Enigiemand wat al met die verwoesting van vuur te doen gehad het, weet waarvan ek praat wanneer ek sê vuur
spaar niks en niemand in sy pad nie. Daar's niks wat vuur kan keer nie. Dis vreesaanjaend. Dit saai verwoesting, dit wis uit, dit maak dood. En tog is daar iets aan vuur wat vir my in besonder spesiaal is. Daar's verskeie goed wat ons kalmeer. Vir party mense is dit om by die see te sit en na die branders te kyk en dit is lekker, en vir ander is dit om by 'n kabbelende stroompie rustig te raak. Vir my is dit kampvuur. Daar's min dinge wat my so gevoel van veiligheid gee soos 'n kampvuur. Daardie selfde verwoestende vuur is ook 'n vuur waar ek vrede vind. Kalmte vir my siel, rustigheid. En dan is daar natuurlik die sosiale aspek wat vir party van ons daarmee saamgaan. Wie weet wat 'n bosveldhieter is? Weet julle wat 'n bosveldhieter is? Ons goeie vriend Louis Steenberg het my bekend gestel aan 'n bosveldhieter. En dis wanneer dit in 'n koue wintersaand jy ergens buitekant is en almal sit op hulle kampstoele rondom die vuur en jy kan nie nog nader aan die vuur nie. En dan het Louis gekom met sy grafie en vir elke een 'n koeltjie uit die vuur uitgehaal en onder sy kampstoel gaan neersit. En die hitte van die koeltjie van onder af help net dat jy soveel gemakliker in die koue nagte sit. Die herfsnagte in Palestina kan koud raak. Dit kan baie koud raak. Koud genoeg dat 'n mens die hitte van 'n vuur, 'n warm koolvuur, sal wil opsoek as jy buitekant rond staan. En dit is presies waar ons die twee disippels van Jesus vind. Ons lees Simon Petrus en 'n ander disipel, en daardie ander disipel is ons redelik seker dat dit Johannes is wat van homself skryf. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg, en daardie disipel was aan die hoëpriester bekend. En hy het saam met Jesus by die hoëpriester se voorhof ingegaan. En Petrus het egter buite by die deur bly staan, en toe het die ander disipel, die een wat met die hoëpriester bekend was, uitgestap en met die deurwag gaan praat en Petrus na binne gebring. Die slawe en die tempelwagte het hulle gestaan en warm maak by 'n koolvuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was, en ook Petrus het om daar by hulle gestaan en warm maak. 'n Koolvuur se hitte, as die nag snerpend koud verbytik. 'n Koolvuur wat 'n mate van troos bring as jou lewe besig is om uitmekaar uit te val. 'n Koolvuur in die koue voel veilig as 'n mens deur trauma gaan. En binne 'n aand se tyd het dinge baie lelik skeef geloop vir die disipelgroep. Binne 'n aand se tyd het alles verander. 'n Paar uur terug nog het hulle saam met Jesus aan tafel gesit. En hier om die hitte van die koolvuur speel die aand se absurde gebeure in Petrus se kop af. Hoe Jesus, hulle rabbi, die een vir wie hulle soveel respek het, aangedring het om 'n paar uur tevore hulle voete te was. Hy dink aan die vreemde gesprek van Jesus daar in die bokkamer, en hoe hy vir hulle gesê het, dat iemand van hulle hom gaan verraai. Hoe blind was hulle tog nie? Al die rooi vlae was daar, hulle moes geweet het dat dit niemand anders as Judas kon wees nie. Jesus het met hulle gepraat van hoe hy gaan weggaan, hoe hy 'n ander trooster oor hulle pad sou stuur, die Heilige Gees, en hy het soveel klem gelê in hierdie laaste gesprek met hulle, dat hulle moet lief wees vir mekaar, dat hulle moet omgee vir mekaar, dat hulle dit moet uitleef wat hy hulle geleer het. En dan het hy daardie diep, kragtige gebed wat jy en ek in Johannes 17 kan lees, het hy daardie diep, kragtige gebed vir hulle gebid, terwyl hulle daar aan tafel saam met hom gesit het. Daardie gebed was heilig. Daar was iets spesiaals aan sy gebed. Dit het hulle harte in daai oomblik warm gemaak om te hoor wat Jesus se wense vir hulle is. Maar 'n deel van die gesprek vroeër daardie aand,
Die gesprek wat in Petrus se kop bly maal, was toe Jesus met hom direk gepraat het. Die gevoel, die atmosfeer was onheilspellend, asof Jesus verwag het dat iets groots binnekort gaan gebeur. En Petrus moes hom vra, Here, waarheen gaan U? En hy het hom geantwoord, waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy volg. En Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê. Amen, amen. Sal jy jou lewe vir my aflê? Amen, amen. Ek sê vir jou, die haan sal beslis nie kraai voordat jy my 3 keer verloon het nie. Wat het Jesus bedoel met die haan wat 3 keer sal kraai, of haan wat sal kraai en ek wat hom 3 maal sal verloon? Dit was alles vreemde goed wat Jesus vir hom gesê het. Ek hom verloon. Nie ek nie. Nie ek nie. Maar Petrus het sy spreekwoordelike kykens getel, nog voordat hulle uitgebroei het. Want nou waar hy hier om die hitte van die koolvuur staan, was die hele aand eintlik net een groot gemors. Jesus was veronderstel om hier in Jerusalem in te kom, sy koningskap van die Joodse volk te kom verklaar. En 5 dae tevore het hy nog triomfantlik hierdie stad ingekom en hulle het hom toegesing, Hosanna, Hosanna, en hulle het hom eer gegee. En nou ewe skielik is ons hier by Annas die hoofpriester se huis en Jesus is daar in die huis ingesleep en dit moet net een groot misverstand wees. Iets is nie reg nie. Kyk, dit was nog altyd duidelik dat die tempelleiers nie baie ooghare vir Jesus gehad het nie. Maar om hom soos 'n krimineel te behandel, dis daarom nie reg nie. Dis nie regverdig nie. Jesus moes hom eintlik gelos het toe hy daai Malchus van die hoofpriester se slaaf se oor afgekap het. So gepraat van 'n oor. Wat 'n wonderwerk. Het nie nou net gebeur 'n paar uur tevore nie. En dan wat gaan hulle met Jesus maak? Wat gaan nou gebeur? Jy sien, ek en jy lees partykeer hierdie verhale in die Bybel sonder om te besef dat dit gaan oor werklike mense wat werklike emosies beleef het, wat werklike gedagtes gehad het, wat dinge beleef het. En hier staan Petrus by die troostende hitte van die koolvuur, terwyl sy kop met hom weghardloop, en die nag is besig om in chaos te ontaard. En al wat dit vir ons is 'n paar versies wat eers deur 'n antieke skrywer neergeskryf is. Maar vir Petrus is dit wat besig is om te gebeur 'n werklikheid. Hy's bang en hy's onseker. En hy's kwaad en hy's teleurgesteld en hierdie toneel wat hy beleef is 'n werklike toneel. Dis iets wat besig is om te gebeur. Vir Petrus is dit nie net 'n paar sinne uit 'n boek uit nie. Daar is mense om hom wat wemel en praat en gesels en lag. Sien tydens die Pasga, wanneer die honderde duisende mense Jerusalem ingestroom het, is dit gesê dat die stad nie slaap nie. En dan is daar die bediendes van die hoofpriester se huishouding, wat hier neffens hom staan en bespiegel oor hierdie man wat nou net hier ingebring is. Petrus voel hy die werklike herfskoue wat oor Jerusalem hang. En dit is hierdie koolvuur troos. 'n Koolvuur wat na rook ruik. 'n Koolvuur waar die klein vlammetjies dans, waar hy met sy hande uitgestrek staan en homself warm maak. En dan skielik herken die meisie hom. En sy sê vir hom, is jy nie ook een van hierdie man se disippels nie? En hy skrik. En hy's onseker oor wat moet hy nou sê, en voordat hy hom kom keer, kom dit uit, ek is nie. So eenvoudig soos dit. Ek is nie. En dit lyk daarom of sy hom glo, want sy pla hom nie verder nie.
En die aand begin langer raak, en die aand begin rek, en Petrus wonder, wat gaan daar binne aan? En hy's onseker, en hy's bang, maar darm is hier 'n koolvuur se hitte, wat hom 'n klein bietjie troos gee, en skielik is daar 'n beroering binne in die huis, en dit lyk of hulle gaan uitkom met Jesus, en dan steek iemand wat verbykom vas, en sê, is jy nie ook een van sy disippels nie, daar waar hy hom staan en warm maak? En Petrus het dit ontken en gesê, ek is nie. En dalk moet Petrus maar dit eerder oorweeg om in 'n donker hoekie ergens te gaan staan waar niemand sy gesig ken nie. Maar hier by die koolvuur is dit darm warm en dis koud daar in die donker hoekie. En dan hoor ek in my geesteshoog hoe een vir hom sê, of in my geestesoor eerder, jy is die een wat Malchus sy oor afgekap het. Jy het my neef sy oor afgekap. Een van die hoofpriesters se slawe, 'n familielid van die een wie sy oor Petrus afgekap het gesê, ek het jou mos in die tuin by hom gesien. En Petrus het dit weer ontken. Een van die ander evangelies sê vir ons, dat Petrus het selfs begin vloek. Kragwoorde gebruik. Piep, ken hom nie. Los my hier uit. Dis die ekkie. Nou, jy en ek moenie te krities wees op Petrus nie, wat ons graag is. Want jy sien, daar was 9 ander disippels. Hier's Petrus en Johannes. Judas weet ons het sy eie tragiese pad gaan loop. Maar daar was 9 ander disippels, waar is hulle? Hulle het weggehardloop. Petrus volg daarom nog so half op 'n afstand, want hy wil sien, wat gaan hier gebeur? Ten minste hang Petrus nog rond, om te sien, wat gaan nou gebeur? Maar toe die spreekwoordelike vuur te warm vir hom word, kom die enigste sinvolle reaksie, wat 'n mens kan gee, ontken. Selfs al beteken dit, dat jy moet vloek. Ons kan maklik na Petrus kyk met kritiek, want jy en ek ken die verhaal. Dis maklik om na 'n situasie te kyk wat iemand deurgegaan het, nadat daai persoon daardeur is, en krities op dit, of kritiese denke te vorm, oor wat die persoon moes doen en nie moes doen nie. Maar Petrus, waar hy homself hier binne in hierdie verhaal bevind, vra vir jou en my, sit jou net vir 'n oomblik in my skoene. Dink net gou vir 'n oomblik, jy staan waar ek staan. Ek het so pas gesien hoe word Jesus in hegtenis geneem. Ek het so pas gesien hoe word hy rondgeruk en gepluk en rondgestamp, en ek hoor die bespiegelinge van 'n kruisiging wat hier tussen die mense aangaan, en ek hoor Herodes en Pilatus se name word genoem, en dan kom die vraag, is jy ook een van hulle? Nee, los my hier uit. Nee, ek ken hom nie. En die Here het omgedraai en stip na Petrus gekyk. Sê Lukas 22 vers 61. En Petrus het die woorde van die Here onthou dat hy vir hom gesê het, voordat 'n haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloon. Wat 'n oomblik. Wat 'n oomblik in die kruisigingsverhaal. Die 2 pare oë wat mekaar ontmoet oor die warm vlamme gloed van die koolvuur, die donker wat skielik nog donkerder word en die koue wat nog kouer voel vir Petrus. So koud dat hierdie vuur voor hom eintlik nou geen meer verskil maak nie. Nee, hierdie vuur waar hy veiligheid en kalmte en vrede en troos gesoek het, word nou eerder die plek van sy val. Ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Die vlamme wat flikker. En ek sal my lewe vir u af, maar ek ken hom nie. En die oë wat besig is om deur sy siel te kyk. En in daardie oë is daar nie veroordeling nie, en daar's nie haat nie. En daar's nie die vraag, wat het jy nou net aangevang nie. Daar is net liefde. Hartseer
liefde. Oë wat vir hom sê, Petrus, ek ken jou. Ek ken jou. En hy het na buite gegaan en bitterlik begin huil. En hierdie man het weggestrompel, gebreek, stikkend, weg van die warmte en die veiligheid van die koolvuur, weg van die plek van sy val, weg van verloning, buitentoe, waar die ysige koue en die alleenheid hom kom omsingel het. En al wat oorgebly het, was die reuk van die koolvuur, wat aan sy klere bly kleef het. 'n Stille herinnering van waar hy homself 'n rukkie tevore bevind het. Hierdie is waarskynlik die laagtepunt van Petrus se lewe. Hy het homself waarskynlik nog nooit op 'n laer plek bevind as vandag nie, hier by die koolvuur se warmte, terwyl die aanval op Jesus begin eskaleer, want wanneer hulle hom wegvat by Anna se huis, lees ons dis waar hulle hom blinddoek, en dis waar hulle hom begin slaan, en waar hulle hom begin spot, sê jy vir ons wie het jou geslaan? En ek sal saam met u sterf. En nee, ek ken hom nie. En die vlamme wat in sy oë dans, terwyl hy vir Petrus kyk, en die koue wat hom begin omsingel, en 'n paar uur later was hy dood. Die een vir wie hy so lief was. Ek sal saam met u sterf. Nee, ek ken hom nie. Ek voel die angstigheid. Wanneer ek aan hierdie toneel dink, voel ek raak angstig in myself. Ek voel die berou, ek voel die stikkendheid van Petrus aan, en dalk voel ek dit omdat ek ook al daar was. By ons eie koolvuur, die laagtepunt van ons lewens, die grootste fout, die slegste ding, ons eie, ek ken hom nie. En dalk het ons ook al weggestrompel van ons eie plek van val, ons eie koolvuur van teleurstelling, in berou weggestrompel van die gemors wat ons gemaak het, die koue in, weg van Jesus af. En miskien het daardie val in jou en my lewe ook ergens gevolg op 'n belydenis wat jy al vroeër in jou lewe gemaak het. Ek sal saam met hom sterf. Ek sal getrou wees. Ek sal nie sulke goed doen nie. Ek sal nie sulke slegte dinge aanvang nie. En geliefdes, die hardste val van die mens is nie die val van 'n verlore sondaar nie. Die hardste val van 'n mens is die val van 'n trotse Christen. Die een wat dink ek is beter. Ek is nie so sleg nie. Ek is daarom gehoorsaam, Here, ek is nie soos die ander nie. Ek sal saam met u sterf. En dan in die donker by die aanloklike hitte van die koolvuur ergens in ons lewens. Ek ken hom nie. Een verkeerde besluit, 'n val wat dalk oor tyd kom, dalk 'n stille wegdwaal wat stelselmatig jou van hom af wegvat, miskien 'n verslawing of 'n gewoonte, dalk net 'n plek waar jy jou bevind, ver van hom af, 'n swart gat van 'n lewe of 'n aksie of ongeloof van verloning. Ons ken die Petrus gevoel, jy en ek. Ons ken die las van skuldgevoelens. Ons ken selfverwyd. Ons ken die koue wat verloning in ons lewens inbring. En die volgende paar dae sou vir Petrus werklik 'n wipplank van emosies en belewennisse wees. Want die trauma van die kruisiging en die begrafnis van Jesus die Vrydagmiddag het diep letsels in sy lewe gelaat, en dan was daar daardie verskriklike swartste Sabbat van sy lewe, waar Jesus dood in die graf gelê het, en dan die ongelooflike nuus,
Jesus leef, die graf is leeg. Die opstanding. En hy selfde dag nog verskyn Jesus aan hulle. Dis 'n ongelooflike gebeurtenis. En hy wat Petrus is 'n getuienis daarvan, die evangelie wiel het gedraai. Jesus het die dood oorwin. Hy was dood en nou lewe hy is die verlosser van die wêreld, hierdie hulle Jesus. Maar aan Petrus het die skuldgevoelens, soos die rookreuk van 'n koolvuur, bly klou. Ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Wat het jy aangevang, Petrus? Wat het jy aangevang? En 'n paar weke later, nadat Jesus 'n paar keer aan hierdie disipelgroep verskyn het, is daar weer 'n toneel. Petrus sukkel nog om sin te maak van alles wat aangaan. Hy sukkel om sin te maak van die kruisiging en die opstanding. Hy sukkel om sin te maak van hierdie verskynings van Jesus. Hy sukkel om sin te maak van die vorige paar jaar wat hy saam met Jesus tyd deurgebring het. Maar die meeste van alles sukkel hy om sin te maak van wat hy aangevang het nadat hy beloof het, ek sal saam met u sterf. En die vraag bly aan hom hang, waar pas ek nou in hierdie prentjie in? Dit voel of die ander disippels net die stukke opgetel het, hulle wat weggehardloop het, onthou, dit voel of hulle net die stukke opgetel het, maar hy veg verbete die stryd van selfverwyd. Kom ons gaan vang vis, sê hy een aand. Petrus tree terug na wat vir hom bekend is, waarmee hy gemaklik is, wat hy sy hele lewe lank ken. En hy sê, kom ons gaan vang vis. En die nag wat daar uitspeel is net te toevallig. Dis net te veel dieselfde as 'n paar jaar tevore toe Jesus hulle ontmoet het ook op 'n vislose nag. As julle mooi onthou, daai eerste ontmoeting met Petrus waar hy daai wonderlike visvangs gekoördineer het vir hulle en vir Petrus net daar geroep het tot groot dinge. Vir Petrus gesê het, ek het 'n bediening vir jou, jy het 'n lewe saam met my, jy gaan nou vissers van mense wees. Oor sy tyd saam met Jesus het Petrus aangevoel dat daar groot dinge vir hom wag saam met Jesus. En ons lees, Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Johannes 21. En hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Net te toevallig, dis net te dieselfde as toe hy geroep is. Miskien was hierdie onheilspellende teken dat sy bediening nou daarmee heen is. Miskien was dit die manier hoe Jesus vir hom wys, hoe God vir hom wys, daai nag het jou bediening begin en nou het jy vol sirkel gekom en nou eindig dit weer hierso. Daar's niks meer vir hom oor nie. Daardie ek ken hom nie, sal nou vir altyd sy identiteit wees. Dis wie hy sal wees, die disipel wat gesê het, ek ken hom nie. Maar in hierdie laaste vislose nag was Jesus nie besig om vir Petrus te wys dat hy nie meer daar is nie. Hy was as te ware besig om hom vol sirkel te bring. Maar met 'n heel ander motief. Hy staan op die wal en hy roep uit, gooi die net aan die ander kant uit. En as daar al ooit 'n déjà vu was, in iemand se lewe was dit hierdie oomblik. Want toe hy daai net uitgooi, toe is hy weer propvol vis. En net soos by die roeping van Petrus, spring hy weer in die water. En hy los die ander disippels by die vis en hy hardloop na Jesus toe. En dis 'n herinnering van die dag daar by die see, toe Jesus hulle die eerste keer geroep het om hom te volg in Lukas 5. Maar wat veral betekenisvol is,
is wat Petrus kry toe hy op die strand kom. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n wat? 'n koolvuur gereed en vis wat daarop lê en ook brood. Die enigste twee plekke in die Bybel waar hierdie woord koolvuur gebruik word, is in Johannes 18 en Johannes 21. En die Bybelskrywers kies nie net woorde omdat hulle maar net bladsye vol maak nie. Hulle skryf nie die verhaal soos wat hulle dit skryf, omdat hulle maar net dink, hierdie is iets interessants om te skryf nie. Die Bybelskrywers skryf met 'n motief, hulle skryf met 'n boodskap, hulle skryf met 'n rede die goed wat hulle skryf. Hulle wil iets spesifieks oordra aan die leser. En wanneer Johannes in Johannes 18 sê dat Petrus het opgestaan en warm maak by 'n koolvuur, en hy sê in Johannes 21, en Petrus het op die strand gekom, en daar vind hy 'n koolvuur, doen hy dit baie doelbewus. 'n koolvuur. Dit voel asof Jesus besig is om 'n slegte grap met hom te maak. Jesus weet wat het 'n paar weke terug by 'n koolvuur gebeur. Dit is tog as te ware die plek van my grootste val. Jesus bring juis vir Petrus terug by 'n koolvuur, want dit is waar hy hom wil kom opsoek. Maar hierdie keer is dit nie 'n koolvuur in die donker nag van verloning nie. Hierdie keer is dit 'n koolvuur met vis op, met brood op, met kos op, met gemeenskap, met saam eet. Hierdie keer is die koolvuur 'n plek van liefde en sorg, 'n koolvuur waar die vraag kan kom van Jesus af: Simon Petrus, het jy my baie lief, meer as hulle? Wat 'n vraag vir 'n lonaar. Die sondaar, die ek ken hom nie man. Petrus, het jy my baie lief? Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Ek ken hom nie. Onthou wat jy gesê het. Ek ken hom nie. Laat my lammers wy. Ek wat U nie ken nie, ek wat my plek verloor het, ek wat my bediening verloor het, ek is nou maar weer net Simon, daar's niks meer gepetrus nie, daardie rots waarvan U gepraat het, is nou nie meer daar nie, dis nou maar net Simon. En hy vra my tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. En hy vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord, Here, U weet alles. Here, U ken my. Here, U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wy. En baie keer wanneer ons oor hierdie teks praat of skryf of preek, dan wil ons fokus op die verskillende woorde van liefde wat Jesus hier gebruik, en ons krag in daardie preek en ons krag in daardie boodskap. Maar dit is nie waaroor ons wil praat. Ek wil nie praat oor phileo en agapeo en al daai verskillende liefdes wat Jesus hier bymekaar bring nie. Ek wil praat net oor die beginsel. Die beginsel van Petrus se belewenis weer by 'n koolvuur. En weer 'n keer loop die trane waar Petrus voor 'n koolvuur staan. Here, ek het opgemors, maar ek het U nog steeds lief. En dan sê Jesus, jy is nog steeds my kind. Jy is nog steeds my apostel, jy is nog steeds my werker. Ek sê nou vir jou, gaan versorg my kinders. Petrus, jy is herstel. En Petrus, dis nie oor jy enigiets gedoen het om dit te verdien nie. Dis nie oor enige bydra van jou kant af, dat jy goed genoeg opgemaak het vir dit wat jy daai aand aangevang het nie. Dit is net oor ek jou ken. En oor ek vergewe. En oor ek genadig is, en oor ek jou sondes nie toereken nie, en oor ek jou optel.
En daar by 'n middernagtelike koolvuur het Petrus gesê, ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. En hierdie keer by 'n vroegoggend koolvuur kry Petrus die geleentheid om te sê, ek het u lief, ek het u lief, ek het u lief. En daar begin 'n lewenskoolvuur in sy hart brand, want Jesus sê vir hom, gaan bedien my kinders. En het Petrus nie. Een van die kragtigste bedienings van die apostels word aan Petrus toegeskryf. Hy wys sy lewe toe aan die evangelie. Hy preek dit kragtig. Nooit weer sal ons lees dat Petrus eers skaam was of bang was of ooit weer gesê het ek ken hom nie. Inteendeel, nie lank na hierdie oggendgesprek nie, vind ons weer vir Petrus in daardie selfde konteks, in daardie selfde huis, voor dieselfde hoëpriester Annas. En hulle sê vir hom, jy moet ophou met hierdie Jesus stories. En hierdie selfde Petrus wat 'n paar weke terug gesê het, ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie, het geantwoord, of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God, moet julle oordeel. Want ons kan nie swyg nie oor wat ons gesien en gehoor het nie. Petrus roep dit uit, ek ken hom. Ek weet wie hierdie Jesus is. Ek ken hom en ek was saam met hom. En doen wat julle moet doen. Ek sal sy skape soek. En ek sal sy skape voed. En ek sal sy skape versorg. My liewe vriende, ruik jy ook vanoggend soos die rook van koolvuur? Klou die reuk van jou eie koolvuur besluite nog aan jou vas? Volg die ek ken hom nie wat jy uitgeroep het eens op 'n tyd jou ook nog? Is jy nog vasgevang by die plek waar jy 'n belofte verbreek het of dalk nog nooit eers gemaak het nie? Ervaar jy die koolvuur van verlorenheid, van die tydelike hitteverligting, maar wat ook net vernietiging bring? Staan jy tans by die vuur waar Petrus gestaan het? Klou jy vas aan daardie vuur? Is jou gedagtes by daardie vuur? Here, ek kan nie anders nie. Hierdie vuurtjie voel vir my dan veilig. Dis 'n lekker plek om te wees. Dit voel vir my soos troos. Ek ken hom nie, ek ken hom nie. Ek ken hom nie, 'n koolvuur van verloning. Vandag bring Jesus jou by die koolvuur van herstel. Die koolvuur van sorg, die koolvuur met die warm ontbyt op, die een wat uitroep van liefde en genade, die een wat vra, vir elke ek ken hom nie in jou lewe, het jy my lief? Ek ken hom nie, het jy my lief? Ek ken hom nie, het jy my lief? Met ander woorde, wil jy nie maar weer hier by my kom nie. Want ek kan en ek sal die verlonings in jou lewe uitwis. Ek sal jou skoonmaak. Geliefdes, Jesus het 'n liefdesuitroep vir elke sondaar en daardie liefdesuitroep sê, kom hier en wees lief vir my. Liewer as wat jy vir die koolvuur van jou tydelike hitte is. Maar hoe en waar? Hoe kry ek dit reg om van 'n ek ken hom nie te gaan na 'n ek het hom lief? Liefde is op net een plek. En dit is by die kruis van Jesus Christus. Deur die aanskouing van die evangelie gebeurtenis, deur die aanskouing van die goeie nuus gebeurtenis, deur te sien wie Jesus is, deur die gruwelike kruisdood van die verlosser, die skepper, die God van hemel en aarde, deur dit te sien, o wat 'n liefde is dit nie? Vir elke val in my lewe, vir elke fout,
vir elke sonde, vir my hele sondige wese, my hele natuur van sleg wees, vir elke oomblik van sondaar wees, is daar 'n uitnodiging, kom ken my. Kom wees lief vir my, kom terug na my toe. En dalk is jy vandag waar jy in hierdie kerkbanke sit, die Petrus van Johannes 13. Die een wat sê, ek sal saam hom sterf. Ek sal nooit so sleg wees nie. Ek's te goed. Ek's te getrou, ek's te gehoorsaam, ek's te Christelik. En hierdie preek wat ons nou vandag na moet luister oor die Petrusse van Johannes 18, is nie vir ons wat saam met hom sal sterf nie. Maar glo vir my, as dit is waar jy jouself bevind, is jy besig om uit te roep, ek ken hom nie. In Johannes 13 het Petrus alreeds by die koolvuur van verloning gestaan. Want hy was sterk genoeg, en hy sou dinge reg doen. En hy sou in sy krag kragtig wees in al sy aksies en sy dade. En uiteindelik was Johannes 18 se verloning maar net 'n uitvloeiing van wie Petrus alreeds was in Johannes 13. En as jy vandag hier sit, vreeslik trots op die goeie Christen wat jy darm is, wil ek vir jou sê, jy ryk ook maar so skoolvuur van verloning. En daar is 'n ander vuur vir jou. Daar's 'n vuur waar Jesus staan en sê, vergeet van jouself en kom hier. Kom kyk wie ek is. Ek is lief vir jou. Kom terug hier by my. Vergeet van die ek sal saam met hom sterf. Kom net hier en kom sien dat ek vir jou gesterf het. Kom hier en kom eet saam met my ontbyt. Dalk is jy vandag saam Petrus in Johannes 18. En jy is dalk in die middel van jou grootste verloning ervaring, en net jy weet daarvan. Jy weet waarmee jy besig is, jy weet wat in jou hart aangaan, jy weet wat in jou lewe aangaan. En jy is dalk besig om oor hierdie koolvuur van ek ken hom nie vir Jesus raak te sien, maar jy dink by jouself, ek is net te ver heen, ek is net te ver weg, niks kan my meer red nie. Ek kan nie meer omdraai nie. Moenie. Stop dit. Want hy is steeds magtig om te red. En hy is steeds magtig genoeg om jou weg te ruk by die koolvuur van jou eie sondes en jou te bring by 'n plek van genade waar jy sy genade kan beleef. Genade wat red weg van die koue nag, by die valse troos wat 'n koolvuur jou gee waarmee jy besig is. Kom sien die skoonheid van verlossing raak. Kom sien hoe lyk redding, kom sien hoe lyk liefde, kom na Jesus toe. Miskien is jy saam met Petrus vandag, nie in Johannes 13 nie, nie in Johannes 18 nie, maar in Johannes 21. Dalk staan jy daar saam met Petrus en jy het jou rug weggedraai van hierdie vreeslike foute van jou verlede. Ja, jy het die opgestane Jesus, die oorwinnaar van sonde, die oorwinnaar van dood ontmoet, maar jy dink en jy voel, dit is net nie vir my nie. Jy, jou lonaar, is te sleg. Ryk hoe ryk jy na koolvuur? Dit klou nog aan jou klere. Hoe dink jy sal jy so maklik na dit wat jy gedoen het, sommer net weer hier kan kom deel word van sy groep? Dit werk nie so nie. Jy gaan nog bietjie moet iets doen. Jy gaan jouself eers bietjie moet bewys. Nee, want dit is ook vir jou wat Jesus by die koolvuur staan. En soos daar die rook van koolvuur opstyg, dit aan sy klere kom vasklou. En hy al hoe meer ryk soos jy ryk. Die teks wat ons vanoggend gelees het, 2 Korintiërs 5:21, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde
vir ons gemaak. Sodat jy en ek kan word die geregtigheid wat daar in Christus Jesus ons Here is. Wat 'n boodskap! Dis vir jou wat Jesus by die koolvuur staan. Dis vir jou wat hy soos koolvuur ruik. En vir elke fout van jou lewe wat jy al ooit gemaak het. En selfs net vir die feit dat jy 'n sondaar in wese is, gee hy jou 'n kans om weer vir hom te sê, Here, ek het jou lief. Vir elke val gee hy 'n opstaan liefde. Maak nie saak waar jy in jou Petrus belewenis is nie. Of jy onbewus is dat jy eintlik al klaar by 'n koolvuur staan in jou eie selfgeregtigheid. En of jy dalk intens bewus is van die koolvuur wat hier voor jou brand, die plek van jou val, die plek van jou verloning, dit wat jou weghou van Jesus af, en of jy dalk konstant bewus is van jou eie koolvuur geskiedenis, waarvan jy dalk al weggeloop het, maar jy kry dit net nie afgeskit nie. Jesus is reg om jou te vat. Jou te vergewe, jou te herstel, en jou weer betekenis te gee. En hoe lyk daardie betekenis wat by 'n herstel plaasvind? Dit lyk soos laat my lammers wy. Pas my skape op. Laat my skape wy. Die herstel van 'n sondaar wat deur Christus weer herstel word, lyk soos diensbaarheid. Dis hoe herstel lyk. Die herstel, die verlossing, die hoop van genade spoel altyd oor in 'n lewe van diensbaarheid. Die genade wat vir die sê, of die genade vir die wat sê, ek het darem maar baie geestelikheid in my, ek sal dit nie doen nie. En die genade vir die wat sê, ek ken hom nie. En die genade vir die wat sê, ek kan nooit vergewe word dat ek gesê het, ek ken hom nie. Daar dieselfde genade wat daaruit red altyd tot die sagte sorg van ander. Dis waarvoor verloste kinders leef. En mag dit vandag wees, dat elke een van ons daardie genade hoor. Het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? Vir elke fout, vir elke sonde toestand, wat jy en ek nog ooit gehad het. 'n Genade wat sê, kom terug, kom ek herstel jou, kom dien ander. Vandag wil ek dit saam met Paulus uitroep. Soos wat aan die einde van sy lewe nader, en hy sy laaste bekende brief aan ons skryf, die briewe van 1 en 2 Timoteus, kom Paulus tot hierdie diep besef, dat dit 'n betroubare woord is en werd om aangeneem te word, dat Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die grootste een is. Geliefdes, Petrus het uitgeroep, ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. Paulus het die kerk vervolg. Petrus het die grootste apostel geword. Paulus het die grootste apostel geword. Hulle het die manne van krag en daad geword van die woord, die verkondigers. En hier staan ek en ek sê ek is die grootste sondaar. Groter as Petrus, groter as Paulus. Maar dis vir ons wat Jesus na hierdie wêreld gekom het. Mag die Here ons lei om die ek ken hom nuus in ons lewens om te draai na die laat my skape wy sendings. Amen.
Here Jesus, soos wat die vernaamste sondaarskinders voor U staan, wel bewus van wie en wat ons is. Bewus van ons geestelike hoogmoed en ons selfgesentreerde, eie geregtige geloof. Bewus van die valplekke van ek ken hom nie, waar ons U verloon het, ontken het, in ons aksies en ons dade. Bewus van die wrogings wat in ons harte is. Hier staan ons, Here, ons weet wie ons is. Praat met ons. Vra vir ons. Vra vir ons of ons U liefhet, want ons het, Here. Ons het U lief. Met al die foute en swakhede. Met al die valplekke in ons lewens. Het ons U lief. Herstel ons tot U diens, Here. Ons erken dat ons U liefhet. Reinig ons deur U bloed. Dek ons met Jesus. Maak ons ook rein. Tot elke vlek van sonde verdwyn. Stuur ons. Stuur ons as verkondigers van die evangelie van verlossing in hierdie wêreld in. Vat ons weg by die koolvure van verloning en van val. En gebruik ons daar waar ons ook kan sê, ons het gesien en gehoor en beleef en ons sal nie stil bly nie. Ons sal U skape soek en red saam met U en versorg. Dankie dat U ons red vir daardie werk. En nou is dit my gebed dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons sal gaan tot die dag wat Jesus kom en in die ewigheid en daarna. Amen.